Advokaat Hendrik van Staten. Lig op die reg deur advokaat Hendrik van Staten. Goeiemôre Willem en goeiemôre luisteraars. Ja, vanoggend lig ons weer die lig op die reg en ons kyk 'n bietjie na 'n onlangse uitspraak wat in Saldanha gelewer is in die Wes-Kaap deur regter Nyf van Erasmus. En ons luisteraars glo ek almal is bewus van 'n dogtertjie, blou oogies en ligte vel wat verdwyn het daar's in die middelpomele nedersetting in Saldanha voor en waarvoor haar ma en dan 2 medebeskuldiges dan nou aangekla het, wat eintlik aanvanklik 4 was. Maar ja, ons gaan nou vanoggend 'n bietjie kyk wat het die hof daar gesê en hoe het hulle tot sekere gevolgtrekkings gekom, maar ek wil begin deur 'n Bybelversie aan te haal. En veral 1 Timoteus 5 en meer spesifiek vers 8. En daar staan: as iemand nie vir sy eie mense en veral nie vir sy huisgesin sorg nie, het hy die geloof verloon, en is hy slegter as 'n ongelowige. Nou, dit is baie duidelik dat daai stukkie in die Bybel vir ons as Christene 'n sekere verpligting gee en dat ons 'n verantwoordelikheid het om vir ons mense te sorg en veral vir ons gesin. En ongelukkig is dit iets wat nie gebeur het in Suid-Afrika met hierdie dogtertjie nie, en haar naam was Jocelyn Smith. En sy was 6 jaar oud gewees toe sy vermis geraak het, so jaar gelede, en haar ma en 3 medebeskuldiges toe aangekla, en die Hooggeregshof het besluit hulle gaan in Saldanha daar in die Weskus die hof laat sit, en regter Nyf van Erasmus was dan die regter wat aangestel was, en ek moet sê, regter Erasmus het al sal vir hom verskyn, en hy is 'n baie regverdige regter. Nou, Raquel Smith, ook bekend as Kelly Smith, is dan die ma van Jocelyn, en sy is dan die hof daarvan skuldig bevind van ontvoering, maar ook mensenhandel, omdat sy haar dogter dan nou koop het. Nou, die 35-jarige ma was dan een van 3 persone wat dan nou deur die hof skuldig bevind is, en sy is gevonnis saam met haar kerel, meneer Jacqueline Apollos, en hulle vriend Stefano van Ryn. Nou, die hof het ook al die verklaringe eers in Afrikaans gelees en toe in Engels, omdat Afrikaans die taal is wat gepraat word in die verarmde informele nedersetting, woongebied van Middelpos, waar Jocelyn dan nou woonagtig was. Volgens verskeie van die tuies wat dan gelewer is hierdie dogtertjie dan nou aan 'n tradisionele geneesheer of Sangoma verkoop, wat Jocelyn gesoek het vir haar oë en haar vel. Sy het 'n baie ligte vel en sy het blou oë. En ja, ongelukkig is daar nog goed so stoordery in Suid-Afrika in hierdie moderne 21ste eeu, wat mense gedink het, maar is dit nie goed wat daar in die middeleeue gebeur het van toordery en hekse en goed nie? Maar ja, soos die Bybel ook ons sê, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose geeste in die lig. En glo ons as Christene moet besef dat daar is goed nog aan die gang en dat mens nie net moet terugsit en dink dat hierdie goed nie gebeur nie. Ook was daar getuienis gelewer deur pastoor wat gesê dat hy gehoor het dat die ma, mevrou Smith, dan nou praat het om haar kinders te verkoop vir R20,000 elk, maar dat sy self bereid was om 'n laer bedrag te aanvaar. Nou, selfs die persone wat voorheen al na die klein Jocelyn omgesien het, hulle ma nie kan nie, was geskok deur die gebeurtenisse. Nou, mevrou Smith en haar medebeskuldiges het geweier om enigstens te getuig in hierdie 8 weke lange verhoor wat dan nou Maart maand begin het en wat dan in die gemeenskapsentrum gehou was in Saldanha Bay, sodat die gemeenskap kon bywoon. Maar soos meeste van ons weet, het mense swygreg, want jy het die reg om nie jouself te inkrimineer sodat jy die staat se klagtes kan te bewys nie. Maar daar kan ook 'n negatiewe afleiding gemaak word as jy nie getuig nie, maar daar getuienis is dat jy wel 'n sekere misdryf gepleeg het of 'n misdaad. So mense moet onthou, in sommige gevalle sal dit goed wees om mense swygreg uit te oefen, maar in ander gevalle is dit tot 'n mens se nadeel. Nou, Jocelyn se onderwyseres, mevrou Edna Maart, daar is dan op beskryf as 'n baie netjiese dogtertjie, en dat sy en die medeskoliere nog steeds 'n uitdaging ervaar dat sy weg is, want hulle weet nie wat met haar gebeur het nie. En tot vandag toe
is daar niemand in die openbare milieu wat weet wat met haar gebeur het nie. Nou, Jocelyn het dan nou op die 19de Februarie 2024 verdwyn en dit het skokgolwe deur die hele land stuur en dit het selfs daartoe gehad dat sekere politieke partye betrokke geraak het by die soektog. En dit laat 'n mens onwillekeurig terugdink aan die verdwyning van 'n Britse dogtertjie destyds in Portugal, Madeleine McCain in 2007 wat ook soos mis voor die son verdwyn het toe haar ouers net vir so 'n minuut of 2 nie haar dopgehou het nie. Nou, die skuldigbevinding van die 3 beskuldigdes is dan nou eintlik 'n bewys dat geregtigheid wel geseëvier het op 'n manier, omdat die reg sy gang laat gaan het en hulle al 3 dan nou vir lewenslang tronkstraf opgelê is. Nou, Jocelyn was ook nie die enigste kind van mevrou Smit nie. Jocelyn is dan nou gebore gedurende Oktober 2017 en sy het dan 'n ouer broer ook gehad wat 11 jaar oud is en beide van hulle was verwaarloos gewees volgens 'n getuienis wat gelewer is deur 'n maatskaplike werker gedurende die verhoor. Net om daar te stop, ons vergeet baie keer ook dat 'n mens moet kyk na kinders, want onthou kinders het nie altyd die vermoë om hulle self te kyk nie, maar ook nie noodwendig die vermoë om te praat nie. En as 'n mens sien dat hulp nodig is, het ons ook 'n verpligting om kinders te help waar moontlik, soos deur aksies met die kerk, soos deur die Christelike Maatskaplike Raad, om kinders wat al uitdagings ervaar te kan help en hulle las ligter te maak. Want deesdae sit dat baie gesinne sukkel om in die moeilike finansiële omstandighede waarin mense hulle bevind, kop bo water te hou. Ek weet van baie persone, en selfs blankes op die platteland, wat kinders het en net eenvoudig hoef nie werk kan kry nie, hoef nie 'n inkomste het wat genoeg is om hulle uitgawes nie, en wat afhanklik is van donasies in die kerk. Nou, dit is een ding as 'n persoon nie wil werk nie, en ek het dit al baie gesien, maar is 'n ander ding as iemand baie graag wil werk, iets wil doen, maar net eenvoudig nie kan nie, omdat hulle nie werk kan kry nie. Ander ding as ons gaan kyk 'n bietjie, is dat Kelly Smit het saam met haar ouma gebly en groot geword. En sy was al reeds van die ouderdom van 15 af verslaaf aan dwelms. Dit is ook deur die maatskaplike werker dat hy in die hof voorgelê dat sy haar kinders baie keer afgeknou het en nie baie goed opgetree het. En hoeveel keer sien 'n mens nie ook deesdae onder ons Afrikaner volkie dat kinders raak verslaaf aan dwelms. Is daar so ook persone wat koeriers en advokate is wat baie geld het en dan geld in hulle kinders se hande druk omdat hulle nie tyd maak vir hulle kinders nie want hulle is altyd te besig om geld na te jaag. En as 'n kind baie geld in sy hand het, dan kan dit net baie keer tot ewels lei. En dan gebeur dit baie keer dat daardie kinders dan later aan met dwelms eksperimenteer omdat hulle geld het en dan verslaaf raak aan dwelms. En op die einde van die dag in plekke soos Noupoort of ander dwelmrehabilitasie sentrums opeindig. En dis waar ons moet seker maak dat ons as ouers en ons as wat oumas en oupas al is, kyk dat mense 'n voorbeeld stel vir die jonger geslag. Laat 'n mens tyd aan die kinders kan spandeer. Laat 'n mens hulle liefde en aandag gee, want 'n noot in die hand is nie tyd, aandag en liefde nie. En as 'n mens die boontjie buig terwyl hy nog jonk is, kan 'n mens 'n jong mens help om 'n goeie persoon in die samelewing te word wat sy regverdige plek opneem. In plaas van dat ons net kan sien hoe heel moontlik 'n mens se kinders dan vir die verderf grootgemaak word en alhoewel ons dink 'n mens help hulle met net geld, dat hulle eintlik agteruit gaan. Soos ons ou skool stadium vir ons gesê het, meneer Piet Kolyn is ook al oorlede, vir die ouers altyd, kinders het LSD nodig. En dis nie LSD soos die dwelm nie, maar is liefde, sekuriteit en dissipline. Maar om terug te kom by vrou Smit, haar ouma het haar uitgeskop uit die familiehuis uit, as gevolg van haar dwelm verslaafdheid, en Smit het selfs gedreig om haar eie seun te steek met 'n mes. Ook het hier uitregter Erasmus opgemerk dat dit vir Smit 5 maande gevat het om Jocelyn se geboorte dan nou te registreer. Terwyl die wet vereis dat 'n mens dit binne 30 dae moet doen. Luister binnekort verder na advokaat Hendrik van Staten. En sy het ook gereeld in skuilings vir vrouens gebly wat 'n moeilike pad in die lewe geloop het. Sy het dan ook na 'n rehabilitasiesentrum toe later gegaan en toe het Natasha Andrews en haar familie dan nou vir Jocelyn gekyk en dit was ook getuig dat sy en haar man vir Jocelyn wou aanneem, omdat eerstens hulle in 'n beter posisie was om vir haar te sorg en ongelukkig het hierdie planne dan 'n skibreek gekry in 2018
omdat Jocelyn se ouers eenvoudig nie wou toestem dat hulle haar kon neem nie. Nou, ten spyte daarvan het Jocelyn nog steeds gereeld die Andrews familie besoek, oor naweke en skoolvakansies en selfs met vakansie saam met hulle gegaan. Die Andrews het ook 'n dogter gehad en die het baie lekker saam met Jocelyn gespeel en het haar aanvaar as hulle eie dogter op. En Jocelyn se verdwyning was 'n groot terugslag en baie pyn vir hulle. Nou Jocelyn het dan groot geword in 'n singplaat pondokkie in Middelpos saam met haar ma se Carol, haar broer en haar jonger halfsuster. Die maatskaplike werker se verslag het dan ook gesê dat daar was baie min ten opsig van privaatheid gewees in hierdie klein beperkte vertrekkie. Nou mevrou Smit het dan ook stukwerk gedoen, sluit in deeltydse huiswerk vir ene mevrou Kelly Zegers en dat saam met haar familie in 'n naby geleë woonbuurt gebly het wat haar dan betaal het met kruideniersware in plaas daarvan om kontant te gee. En volgens mevrou Zegers se getuienis was dit om seker te maak dat die kinders het daarom 'n bord kos op die tafel en dat daai geld nie op dwelms spandeer word nie. Nou, die bietjie wat 'n mens weet was wat met Jocelyn gebeur het, was te danke aan ene mevrou Laurentia Lombard wat dan 'n staatsgetuie geword het. Sy was dan ook by die sinkplaat huisie waar sy besig was om dwelm saam met Apollos in Van Ryn te rook op daai selfde dag. Net so 'n bietjie stil te staan. Baie keer het die staat nie noodwendig genoeg getuienis of bewyse teen beskuldigdes nie. En wat hulle dan sal doen, dan sal hulle 'n persoon wat eintlik 'n beskuldigde is, dan nou 'n staatsgetuie maak. Nou 'n staatsgetuie is dan nou iemand wat 'n beskuldigde is, maar wat dan nou indien daardie persoon die hele waarheid praat, daai persoon dan nou of 'n verminderde vonnis of selfs vrygespreek kan word vir die bydrae wat gemaak is. Nou dit is ingevolge artikel 204 van die strafproseswet wat dan nou voorsiening maak dat getuie wat geïmpliseer is by 'n misdryf teen ander beskuldigdes kan getuig in ruil vir moontlike kwytskelding van vervolging. Nou in haar getuienis het sy verduidelik dat Jocelyn het dan nou 'n paar weke vroeër begin om skool toe te gaan voor sy verdwyn het, maar dat sy en haar broer by die huis gebly het omdat hulle nie skoon skooldrag gehad het nie. Nou die kinders was dan meestal in die sorg van meneer Apollos was, omdat Smit in en uit was gedurende die verloop van die dag en net af en toe huis toe gekom het om te rook. Nou, die maatskaplike werker het ook aan haar uitgewys in die verslag oor die 3 dat Smit as baie manipulerend beskryf is en iemand wat net doeteenvoudig jok en nie die waarheid vertel nie. Dit was ook dan nou nie te moeilik om tot die gevolgtrekking te kom dat Smit is die meesterbrein agter die verkoop van haar dogter nie. Nou, in Suid-Afrika het ons al 'n groot en wordende krisis as dit kom by mensehandel en al kom dit elke dag op die TV of op die kas nie, is daar honderde kinders en selfs groot mense wat jaarliks verdwyn. En dit is eintlik 'n groot krisis en baie van hierdie sake word selfs nie gerapporteer oor persone wat net verdwyn nie. Nou, wat anderste was in die saak van Jocelyn is dat dit die hele nasie basies aangegryp het en dit is die eerste keer in 'n baie lang tyd dat 'n mens sien dat so 'n saak dan nou opgeblaas het en groter geword in Suid-Afrika en daar so 'n groot soektog van stapel gestuur is vir 'n vermiste kind. En dat sosiale media en ook die betrokkenheid van politieke partye 'n groot rol daarin gespeel het. Nou, volgens statistiek is daar nou 632 kinders wat nou verlede jaar vermis geraak het en gelukkig word baie van hierdie kinders dan nou wel met hulle families herenig, maar die vraag bly altyd staan, waar is die ander? Vir ons ouer luisteraars kan almal Gert van der Rooyen in die 80s onthou met dogtertjies soos Jolande Wessels en Scott Crossley wat doeteenvoudig net verdwyn het en gelukkig het die een dogtertjie ontsnap en toe die vletjie geblaas oor hierdie oom en tannie wat die dogtertjies so laat verdwyn het. En die vraag is maar altyd, waarvoor verdwyn die kinders? Word hulle gebruik vir organe wat geoes word? Word hulle gebruik vir ongure werk in ander lande? Of misbruik? En ja, dis hoekom 'n mens as 'n ouer, en selfs as 'n grootouer verantwoordelikheid om seker te maak
dat 'n mens kyk dat jou kind veilig is en dat hy beskerm word, want mens moet maar optree in die beste belang van 'n mens se kind. En ja, as gevolg van die feit dat Jocelyn se ma, Kelly, en haar twee beskuldigdes dan nou glad nie enige berou getoon het vir die misdrywe wat hulle gepleeg het nie, het dit die regter dan nou geen ander keuse gelaat as om hulle lewenslang gevangenisstraf op te lê en hulle dan nou basies lewenslang tronk toe te stuur. Nou as 'n mens kyk na strafversagting, indien 'n beskuldigde samewerking gee en berou toon, dan kan daar weggedoen word baie keer, want daar's 'n minimum vonnisse wat voorgeskryf word vir baie misdrywe in die Suid-Afrikaanse wet. En dan as daar spesiale omstandighede is, kan daar wel weggedoen word dat 'n beskuldigde nie aan hierdie minimum vonnisse dan nou onderwerp word nie. Ek wil vir ons luisteraars, as hulle enige regsuitdagings het, wil ek aanmoedig om seker te maak dat hulle plaaslike prokureur gaan sien, of 'n meer belangriker prokureur wat spesialiseer in 'n sekere rigting, of hy nodige kennis het oor 'n sekere aangeleentheid, sodat hulle regte afgedwing kan word en seker te maak dat dinge klop te boom sal verloop waar moontlik. Ek wil vir jou 'n geseënde week verder toewens en ons luisteraars, en ons gesels weer in die toekoms. Groete van my. Lig op die reg deur advokaat Hendrik van Staten.